Hallo, hierdie episode van Mense met Opinies word gesponsor deur Jean-Pierre en Adrich. So asseblief, like en subscribe, volg ons social media pages en los 'n comment sodat ons 'n sponsor kan kry. Dankie Jean-Pierre en Adrich, geniet die episode. Okay, maar is daai nou jou lucky coast? Nee, ek gaan net elke week aan een kry. Wat 'n coast bless jy ons vandag mee? Soos en dis 'n ou een. Is dit 'n ou vieslike coasie? Ja, dit Is dit 'n hoërskool coast? Nee, nie so oud nie. Nie so oud. Okay, dank die Vader, want ons weet hoe daai hoërskoolkouse lyk vir baie redes. Ja. Jy moet nie 'n hoërskoolkous op 'n mic sit nie. Ja, nee. Vieslike Ongelukkig. dingetjie. Wel nie 'n jong man se skoolkous nie. Jy wil nie 'n jong man se bloed, sweet en trane nou op daai mic op daai mic sit nie. Among other liquids. Anyway. Op daai noot. Mevrou, na die autopsie van die man se moord, baie weird. Ons het baie DNA op sy mic in julle kantoor. Mevrou, wat gaan aan? Wat doen julle met daai mikrofoon? Ja, wat gebeur met die mikrofoon? Waar druk julle daai mikrofoon? Sis mevrou. Ja. Hoorie, Welcome back, hoe gaan dit boetjie? Welkom Nee. terug. Ons is hierso deur die dag nou. Dit is nou Ja. bietjie beter anders. beligting as die vorige episode. Yes. Ja, ek het nou gesê ek sal my nog bietjie van daai ligte aanskaf. Paar LED's, Oeh. jy weet, 'n bietjie Ja, 'n bietjie met kleur. research gedoen. As ek in 'n groen by, gaan as jy- ek in 'n geel by. Ek gaan net New World toe gaan, Oeh. dit mos maar daai tipe goed. So. Gaan nie, ek sien daar's 'n oop spasie daar agter jou koppie, so jy kan dalk 'n neon sign daar gooi. Miskien moet ek. Ons kan dalk mense met opinies met die logoetjie so. En dan Hou jy van- fucking dash hy so. Hou jy van kouse? Kom. Bro, as ons merch het eendag, dan kan ons kouse. Dan kan ons kouse By- verkoop. Op my noot van kouse, ek moet sê, of nee, nie van kouse nie, op merch. Ek moet sê ek geniet nogal deesdae daai fan-centric die hemde wat hulle daar so uitstal. Dit so fan-centric is jou, dis waar jy mos al jou anime merch kry deesdae. Yes, maar hulle het nou so 'n paar van die hemde ook nou begin kry, so goeie kwaliteit, ek like dit. So, ja. Wanneer Wanneer jy jy sê- sponsor vir ons is net good quality. Nee, want mense wonder altyd waar kan ek lekker flippin. Jy weet as mens nou 'n fan is, 'n Star Wars fan, Lord of the Rings fan, Odyssey Bietjie fan, nerdy merch. not me. Ja, dan waar mense dit kan kry en dis nog hulle 'n good plek om dit te kry. En hulle het nogal funny goed. Ek het so gesien daar's so een van 'n ou wat so in die water is en ons so 'n walvis wat kom. Dan is dit soos get in loser, we're doing the Lord's work. Raai nog ook net. So 'n bietjie 'n Bible joke so op die Yes, Sondag. Ja, ek Oh. het geniet. Dat was funny. Geprate van Bybel. Okay, so Dan vertel jy nee. dit glad nie met dit uit te baie nie. Nee, dit het, maar okay, so is effens morbid. So ek gaan nou 'n bietjie 'n morbide storie wat bietjie humor in het, maar dit was 'n weird week. So ons het shame. Okay, so ons het 'n groepie vir die kerk en stuff en ons het hierdie week uitgevind dat een van die goaltjies, sy is net 20 jaar oud, is oorlede hierdie week. So baie slegte nuus, baie hartseer, en toe vandag was ons nou by die kerk en dit was soos, jy weet, dinge is morbid, want dis maar, jy weet, 'n goaltjie wat baie betrokke was in die kerk en very much deel van die community was. Ek weet nie heeltemal wat die storie was nie, maar sy het 'n siekte gehad, ek weet nie, soos 'n kroniese siekte, ek is nie seker wat nie, hulle het die naam gegee, but I can't remember it. En ja, dit was hard en dit was rof en praat baie daaroor. Dit was een van daai waar die dominee half
sy seun gaan actually die kerk waarskynlik oorneem of wat ook al, want hy het geswat, teologie geswat en whatever, so hy is nou besig om meer te preek en stuff. En toe sê die dominee, nee, hy toe besluit hy gaan preek vandag, sodat hy 'n les based on alles wat hierdie week gebeur het, kan gee en wat. En voor sy les is dit nagmaal. En hoe dit by my kerk werk is, nagmaal word deur die mense gedoen. So hier kom nou 'n chommy vir nagmaal. En okay, dis nou nagmaal, so jy praat oor die sacrifice en alles, en ek weet nie of hy die beste persoon was vir vandag nie, want die man kom hier aan en hy sê, jy weet wat, ek gaan vir julle 'n storie. Ek's 'n groot fan van flieks. Wag, so jy bedoel soos die gemeente lei die nagmaal? Ja, skies, die gemeente lei die nagmaal. So dis nou een van die, dis nie, sorry, dis nie die dominee nie. En hy set ons bietjie op. Maar fuck, almal het nou gehuil, bro. Mense het nou gehuil, mense is nou upset, mense is sad, en jy weet, things are down. En en soos die ouers is nog daar, en dis terrible vibes. En hier kom hy bro, en soos, okay, ons praat nou oor die sacrifice, so, I love flicks, so, hy gaan nou bietjie hierso praat oor flicks, ek sê, okay, hier gaan ons, en die eerste waarmee hy begin, I don't know if you guys know the film, Avengers Endgame. Hier gaan ons, en hy begin praat, en hy sê dit up, bro, hy soos, hierdie flieks dit was 10 jaar se setup, 10 jaar alles opgeset en reg gekry vir hierdie fliek. En dan hierso noem hy Thanos, hy gooi sous, hy noem 'n paar superheroes en hy noem Thanos. En dan sê hy soos, en een van die hooffigure van die fliek is, dit was nou Engels, so I'm translating, maar een van die hooffigure is Tony Stark, Iron Man. Ek sê, okay, hier gaan ons. Ja. En hy gaan deur Iron Man se journey van soos playboy, Brazil na sy einde, en sy einde is soos sy self-sacrifice, en ek sê, maar hy gaan deur het, en hy gee vir ons soos like bullet points, ek sê, okay, gees, maar hier kom hy soos met die Thanos snap in, okay, klaar, ek sê, okay, cool, kom ons beweeg gaan. Hy het nou Avengers Endgame vir ons verduidelik hierso. En toe pop hy nou in hierso, hy sê, my gunsteling fliek van die 80s was Armageddon met Bruce Willis. En toe gaan hy in op Armageddon met Bruce Willis en verduidelik hoe Bruce Willis homself soos probeer hy elke keer soos 'n karakterontwikkeling of soos character progress, net soos uitlig van die movie. Maar dis die intense. Maar bro, almal is down en hier begin hy nou kom met sy movies en ek sit net daar, ek sê, bro, as ek in hierdie ou's as ek hierdie Brazil was, ek sou vinnig backpedal het. Ek sou vinnig wees, soos jy weet wat. Ek dink vandag is dalk nie die dag om nou oor Avengers Endgame te praat om soos basies 'n movie review te gee terwyl hy nou die nagmaal moet lei nie. Dis die ding, maar soos, dis een ding tydens die nagmaal, maar spesifiek in vandag se vibes was ek net soos, bro, you're pulling me out, brother. Maar nee, dit het gelei na 'n plek toe, hy het net daarom 2 flieks genooi, maar ek het gedink, hoe funny sou dit wees, as hy net soos sous gooi. Hy het net soos 'n paar movies ready gehad vir sacrifice. Ek sê, hier gaan ons. Maar nee, fucking bleek, bro, en toe gaan ons terug na bleakness, en dit was net bleek. Maar toe sê ek soos, okay, well, daar is daar 'n silver lining op by die kerk. Avengers Endgame mannetjie. Nee, dit klink dan verseker baie meer, ja, asof jy Sondag bietjie weer down was as myne. My weekend was eintlik, ja. Jy ken vir Henku van Rustenburg, ja. Hulle het bietjie kom kyk. Was hy kon nie al op ons podcast nie? Nee, hy was nie. Nee, as hy was, daar's 'n bitter baie kak gepraat oor daardie episode. Baie.
En die ding van Henke is, hy het ook baie funny manier om goed uit te spreek. En dit het Kot nie in die begin, want Kot nie korrigeer mense op taal. So, Henke sal nie sê, dit irriteer my nie. Hy sal sê, dit is baie oriënterend. dus, hy het maar net sekere woorde wat hy net so maar Kot nie het nog gewoond geraak daaraan. Ja, so hy en sy meisie was bietjie by ons gewees. Lekker. Ja, ek dink Rustenburg se movies of iets het toegemaak ook, so toe gebruik dit as 'n geleentheid om daar alles te kyk. Maar, ja, Het julle weer gaan kyk? Nee. Ek sal nie my geld vermors nie. Fuck it, okay, wel, nou weet ek waaroor Nee, ons gaan praat net, né? nee, joke. Nee, ons het Spider-Man Brand New Day gaan kyk. Sommige. Fuck. Okay, well, ek sou actually 'n behoorlike chat daar wil hê, maar Jean-Pierre Kan nie, het want nie jy het nog naweek nie dit gekyk, gekyk nie. Ja, Ek het Toy Story 5 gaan kyk. Okay, jy weet wat, gee my jou review van Spider-Man eers, sonder enige spoilers nou. Ons sal volgende week bietjie 'n spoiler chat hê, maar how did you feel? Solid MCU entry, 7.5. Okay. Ja. Nee, dis Okay, goed. wel, hoe compare jy dit met die res van die Spider-Man flicks? Want ek bedoel Tom Holland se Spider-Man. Dink is bietjie anders, dis moeilik. Ek kan sê it's tied for last, maar wat ook al entry ek last is, sal ek dit met tie, maar al sy movies was goed sover. Sy standaard. Ek het nie so baie van nommer 2 gehou nie. Okay, en jy sal sê dit is op dieselfde level as nommer 2. Wat was nommer 2 gewees vir Far From Home. was it Far From Home? Ek weet nie, ek hou nie van die naming schemes van ene. Dis Homecoming, ek dink Far From Home, en dan Ja, No Way Home. No Way No Home, Way en Home die is was nommer 3. Brand New Day. Ja, Brand New Day, ja. Maar dit was goed geweest. Ek Okay. dink obviously, ja, daar's 'n paar temas en daar's 'n lekker karakter wat geïntroduseer word wat nou obviously die way forward pave en also dis nogal baie Seker interessant. sê die Sinks se karakter, nee, maar kan. Ja. Want ja, sy is in al die emotional fucking material. Maar sy kan nie. Ons kan actually 'n bietjie daar praat. Ek weet nie, het jy die hele wat noem jy die campaign, die marketing campaign gesien om hierdie hele ding? Nee. Soos al hulle Nee, ek weet nie. YouTube. Nee, bro, die interviews is my so weird want hulle gooi Sadie Sink in al die interviews en stuff. En dan sit sy daar met Tom Holland en Zendaya en sy moet nou is sy praat oor die bietjie- fliek. Nee, die issue is sy het nie daar's niks gereveal van haar rol nie. Jy weet nie wie sy kan is nie nie. praat daaroor nie. Ja, obviously. Sy kan want dit niks is sê mos nie. nou- So hulle vra Ja, maar vir dis dan- fucking dis daai vra. taal. En dan sê sy soos ek kan nie vir jou sê, maar dit is soos alles is soos dit. Is net soos hulle wat praat, maar hulle kan geen fucking info gee oor die hele fliek nie. Dan sê ek soos guys, wat is die fucking punt van hierdie interview? Just fucking speel maar 'n doelike game of iets like soos BuzzFeed Ja. of wat ook al. Ja. Ja, nee, dit of hulle was moes dit so vir Tom Holland awkward. en Zendaya gestuur het. Ja, ek dink hulle het dieper in nogals agtergekom like guys, daar's geen punt om Sadie Sink hierso te Yes. sit nie, want sy kan nie eers oor enigiets praat nie. Soos daar's geen hints wat haar rol is nie. So which is good want ek neem aan dit gaan hype wees, maar Ja, ag nee, dis goed. Jy sal dit geniet. Dis vir my soos 'n solid movie gewees. Ja, dit het my excited gemaak. Jy weet dit voel meer soos 'n precursor tot iets. okay. Ek dink ons kan nou 'n bietjie die Odyssey bespreek en so. Maar een ding wat ek wil noem is nou by ons bietjie chat, so Adrian was ook saam gewees. Oh ja. As hy Gekuier en naweek. Enku saam is, ja, dan kan ons lekker kak praat. En sy bynaam is Goompie mos nou, maar dan sit ons nou daar. So by die woonstel waar ons bly, jy kan nie op die stoep of enigiets rook nie, so daar is soos 'n designated smoker zone wat soos flippin in Waar jy lê. in die tuin en Wow. soos in die hoekie Wow, van die wow, tuin. wow. Dit is nog wel 'n stapie, maar nou stap ons almal, jy weet, want hulle wil rook, so nou staan ons daar. Sê ek, toe kom net die naam Spoeder Goomp na my toe. Toe sê ek,
ja, ou Spoedergoemp nou lag almal. Nou sê ons nee, maar sê ek wat sal Suid-Afrika se weergawe wees van die Avengers? Dus Spoedergoemp is verseker op binne. Maar die groot ding is so goed, hè? ja, Spoedergoemp, maar Spoedergoemp kan nie regtig, daar's nie regtig gebou om van te swing nie. So hy gaan net soos geldtrein en Arieng vang om getransport te word. En as dit regtig dringend is, dan sal jy sien hoe Spoedergoemp in 'n taxi verbygejaag kom. Taxi of 'n Bolt, bro. ja. Met daai, ek weet nie of julle ook daai bolts het met die signs nie, maar ons het nou daai fucking vieslike groen bolts wat soos branded. En toe het hulle het nou ook neon signs of soos LED signs op die kar. Ek moes het hulle 'n dit kar afsit. nou dag so gesien, ja. Ja, maar hulle mag dit nie meer aansit nie. So dat was seker 'n moerse die storie, maar ja, Kaapstad het wel gesê fuck nee, dis distracting. Want hulle het soos advertensies gehad op die kar. Dis mense nee, distracting. Nou het hulle LED's wat af is op die karre. Maar anyway, Kijk, ek kan as dit soos 'n advert vir Mavericks is, jy weet, en is soos 'n promiscuous ad, ja, sure, distracting. Maar jy weet as dit vir een of ander flippin bruistablet of iets is. Ja, dit gaan my nie. Ek gaan nie my nekkie breek vir daai nie. Nee. Alhoewel, ek breek nog steeds my nekkie vir die fucking Maverick sign in die lug, die vliegtuig. En daar staan net Mavericks, maar ook dan kyk jy soos just in case. Dis maar net seker, daar's nie iets, daar's nie 'n Easter egg vandag. Maar nou praat ons, nou sê ons okay, jy weet, wie sal al die mense wees? Dus ek soos, bra, Tokeloshi is 100%. So, Tokeloshi is deel van die Avengers. Toe sê Adrian, net randomly, ja, ek weet nie of julle weet nie, maar die ouetjie wat altyd saam Leon Schuster in sy movies gespeel het, daai Shorty, dis Alfred Ntombela. Nou sê Goempie, ek weet nie of julle weet nie, maar hy het soos 'n paar suksesvolle slaghuise. Jy weet, toe sê ek nee, okay. Hoe weet hy dit? Okay, gedaan. So hy sal 100% ons Iron Man wees, want nou hy sy biljoene gemaak het met sy slaghuise, besluit hy om philanthropy na te jaag, dan word hy Iron Brew. So hy sal Iron Brew wees. Imagine hierdie mannetjie in 'n fucking oulike klein Iron Man suit. Sulke kort maar bietjie wye Iron Man suit. So dis Spoedergoemp, Tokeloshi, Iron Brew, en dan wat was hy aan? Dis iemand soos ja, maar ons kort 'n anti-hero, jy weet. Toe ek baie controversial. Nee, Deadpool nie, 'n baie controversial naam gegooi was Eugene Terblanche, wat soos half die Punisher se rol neem. Dis almal soos no man, my Punisher het 'n baie sekere demographic. En dan sal ons wag, hy sê hy's nie anti-hero. Ja, dis dit klink net soos 'n villain. Dis ons is nee, maar sy hele arc is, jy weet, soos dat hy's nie meer racist aan die einde nie. En obviously massive sacrifice gaan hy gaan moet doodgaan once. Ja, hy gaan nie Thanos, hy gaan nie klap bedoen, dude. En toe die ou wat ons gesê het, dis ons is maar wie's Nick Fury? Dis ek soos Nick Fury, 100% Kurt Darren met sy oogklap. Ja, ek het lekker gegil vir daai hele gesprek. Toe denk ek my gehelp, ek het net ekstra aandag gekort, ek het van 'n bietjie portrette en goed gehang in die huis, so dit toe gedoen gekry. Hoe gaan dit daar by julle? Is julle al, so jy sê jy's nogals klaar met die plekkie? Soos half heeltemal ingetrek, of het julle nog kap om te doen, dink ek? Nee, ons is basies klaar. Of het net met, so in die slaapkamer het ons nou die hoofding gehang, wat bo die bed moet hang. Dis so 'n portretding, so kunststuk. Maar dan, toe wou kort nie soos 'n rangskikking van goed hê en dit op 'n sekere manier uitlê. Toe sê ek vir okay, maar gaan check bietjie jou Pinterest en laat weet my as hulle dan sal ek dit net volgende naweek doen. Maar dis basies, nice. Ek het net dit vir moer so lank onnodig net uitgestel, maar dis nou afgehandel. So. That's good. Ja, ek is gedoen. Ja, en daar so by julle met die track. Ons is pretty much done, bro. Ons het so essentially
Okay, so vir die luisteraars daar buite, ons het bietjie meer as seker amper 2 maande nou al 2 maande terug getrek. Ons was in Seepunt en toe trek ons uit Seepunt uit na 'n groter plekkie toe met 'n RV en stuff en dis fucking lekker. Dis kom ek nou hierdie office het. Ons het nou actually 'n office space. Voorheen het ons in die living room gewerk en dis maar kakkerig. So hierdie is beautiful. En nee bro, ek en Marie het nog ons gemission hoor. Ons het toe ons intrek was ons fuck it, kom ons kry alles klaar. Kom ons kry klaar. Ons het Ja, ek sien jou in goed 'n soos maand. opgaan. Ja bro, och jo, ons het baie kinders. Ons het nog heel wat kinders wat ons moet. Het papa geboor. Papa het geboor, my ma het vir my soos 'n cheap boortjie gekoop, soos 'n Ryobi fucking R700 se boortjie. Ek het dit vir Daniel gewys en toe fucking spoeg hy deur die fucking foon. Sê nee, wat the fuck is dit? Want ek moet dit inplug en stuff. Maar nee, ek weet nie of die mense, kom ons kyk of hier werk. Mense kan sien. So sien jy daai shade. Het John Nee. vir jou al gesê van daai shade? Nee, is dit jou toolshed? Dis my tool shade, maar ek en John het daai ouetjie gebou, bro. Dit was fucking tred om 'n shade in die reën te bou. Dit is bou? ons moes met Jy het shade die gebou, bro. Ons het hierdie ouetjie, dis soos 'n plastiek brazietjie. There we go vir die okay. viewers. Dis is 'n plastiek ouetjie en ja, ons het gebou, bro. Dit het ons soos 4 ure gevat, maar ons het gebou, ingeskroef, fucking mure opgesit. Ons het dit in hierdie kamer gedoen en toe hier soos uitgestoot en die final touches buite gedoen. Maar ja, dit het baie lank gevat. Die shade was 'n moerse fucking mission. R10,000 se shade, fucking grootse mors van geld, maar is iets wat 'n mens kort as jy nie genoeg plek in jou huis het nie. Nee, is nie eers die tools nie, dit is fucking Papa wil bokse en skrynwerk doen kak. op 'n Sondag. Bro, As Bro, ek nie die kan ergste- skry nie, voel my vrou pyn. die shade is net fucking bokse, bro. Dit is die eerste deel van die shade. Daar's bietjie tools hier en daar, maar for the most part is letterlik net bokse en goed wat ek nie in die huis soek nie, maar ons kan dit nie net fucking weggooi of weggee of wat ook al nie. Boks is duur. Gaan altyd weer trek. Bokse is duur. Jy weet wat, ek weet nie hoe jy is daarmee nie, maar ek hou al my tech se bokse. Soos ek het nog my PlayStation se boks en al daai stuff, want ek verkoop die hele tyd goed. doen. Nee, Okay, obviously as mense dit verkoop of so, dis goed. Ja, ek het nou ek het my mos die Pro aangeskaf en toe het ek nou my PlayStation ook geoffload. Het jy? Nice. Het jy 'n Ja, goeie prys ja. gekry at least? Yes. Ek het gelukkig. Ja, Ek wou- want fuck, daai goed is duur. Ek dink op 'n paar general punte wat ek net daar's net een ding wat ek bietjie wil bespreek. Wel, ek het dit en dan het ek 'n storie wat ek wil vertel. Wat ek weer gedink het aan hierdie week. Dis een van toe ons nou op ons honeymoon was, daarso in Tilbag. Toe ek vir ons 'n massage geboek het, full body, the works, baie nice. Dis in die plek like moes nice, dis 'n tipe hotel daarso. Dis nie ek dink dit gaan lekker wees. En ons stap toe daarin, kry welcome drinks, very nice. Ontmoet, jy weet, en toe ons nou deur gaan na die plek van ons massage gaan kry. Dis die vroutjies nou nog besig om op te set. Maar daai tyd toe ek gepraat met die vrou met wie ek het gereël het. Toe sy soos, jy weet, wil ek 'n facial doen vir my vrou wat ook al. Dis ek soos sy het 'n baie sensitiewe vel, so ek weet nie, ons kan dit bysit, maar as dit okay is ons op die dag sê, soos ons soek dit nie. En sy sê ja, nee, dis fyn. Kom toe daar in, klop toe, maak oop en hulle is nou nog besig om alles reg te kry. En toe sê ons hier vir die full body en hulle is soos en die facial en ek sê ek weet nie of ons die facial wil vat nie. My vrou se vel is maar sensitief, jy weet, en ek wil nie jy weet sy wil dan nou uitslaan as ons nou nie. Jy weet, as sy nie by die huis is om iets daaraan te kan doen of so nie. En sy soos, maar die vrou lyk soos visibly ontsteld, soos, jy weet, soos 'n kind se kop so sak, jy weet, soos sad music begin speel. Kon die sien het en sy soos, okay, nee, maar wat se produk is? En sy soos, nee, dit is rooibos, en sy soos, okay, dit is fine, ons kan dit doen. Toe word ons nou in dit geguilt trip.
Sê toe nee, hulle sê ons het 5 minute ons is amper klaar. Sê okay, wag daar sommer, dit is 'n mooi, hulle het 'n nice tuin daar so, hulle is besig om 'n venue daar te bou. Okay, cool. En ek dink die een vrou so okay, maar dit is 'n groot dame gewees. Tumelu en dan my vrou, ek kan nie haar naam onthou nie. En nou stap ons in en hulle sê okay nee, dis reg, julle kan ons sal julle gou 2 minute gee, julle kan gou met julle klere uittrek en so en dan kan julle lê en dan is julle ready to go. Dis okay, cool. En ek en Courtney het 'n massive blonde oomblik en ek kyk wat sy sê, ek kan nie onthou nie, trek jy al jou klere uit? En sy sê, ek weet, ek dink so. Trek. Wag. Ek ken jy storie mos 'n bietjie, maar ek het hierdie deel vergeet. Is hierdie julle heel eerste couples massage? Nee, ons was al vir 'n couples massage gewees. Ek dink toe ons Magubas Kloof was, ja. So, okay. jy weet, ons het dit al gedoen en ons is nie ongewoon. Maar jy het net vergeet, alweer. Ja. Soos en jy weet dis partykeer soos jy iets doen. Nie dat ek so baie massages kry dat dit nie gewoond is nie, maar jy weet, partykeer as jy partykeer na 'n woord kyk en jy soos fuck, is dit weer 'n spel? Ek kan nou nie onthou. Ja. En dit was amper presies dieselfde gewees soos ek kan nie onthou nie, trek jy al jou klere uit en ons is soos, jy weet, ja, nee, ons dink jy trek al jou klere uit. Hey, en ons nog 'n lekker aircon daar so aan die gang, so dis koud, dis nie eens reg. Ja, dis gemaklik. Go for it. Nou is ek en Courtney poedelnaak. Lê onder daai kombersie. Maar ek lê op my maag want dis hoe hulle gaan begin. En dit was in die tyd toe ek my enkelligamente ook geskeer het op my enkel. Ek het dit soos 'n maand terug, maar dit was 'n 30 graadse skeer. So my enkel is nog steeds, as ek te veel geloop het of so, dan ja, kon jy sien ons 'n bietjie inflammasie en alles en hy was nie Kunjani nie, hy was nie 100 nie. En ek sê toe en sy sê, "Do you have any injuries?" Sê ek, "Ja, my left ankle, I tore my ligament." So wees maar net versigtig. Ek sal vir jou sê, jy kan maar aangaan so wat jy moet, maar wees net versigtig. Vir as jy nie is reg. En of nee, ek het op my rug gelê want sy het begin met die steamer en die facial ding toe. En sy doen dit toe vir my en Courtney is besig om 'n massage te kry. Jy weet, dis die rustige musiek wat nou daar is. En dis cool. En hierdie facial dis so raar. En ek sê, nee, jy weet, dis okay. Maar ek sê regtig daar vir ek ja, maar facial is fucking average, bro. Ja, facial dis 'n bysaak. En terwyl sy nou besig is, dan kan, jy weet, daar's 'n tydjie wat sy die steamer los en alles en dan sy nou by my voete. Bro, doen sy my voete besig om te ruk en pluk daar, maar sy begin met die seer een. En sy ruk en pluk daar, en ek sou vir haar gesê as dit seer is, maar nou sê sy niks nie. En toe sy klaar sê, sy sê, "It's the other one that's sore net." So ek sê, nee, fuck, dit was nie wat jy nou net gedoen het. Ek moes weer gesê, weet wat, sy sê, nee, maar fuck, as dit die seer een was, sou dit seker nou fucking nie lekker wees nie. Sy sê, ja, was kak. Maar weet jy wat, my grootste probleem met dit is ek is bietjie fucking net super geduldig en soos ek kla nie. Ek sê eerder net sê soos, hier is kak, maar ek gaan nou net stil bly dat dit kan verbygaan, want die konfrontasie is altyd 'n vreemd ding. En dan jy mense wat soos sal sê soos, nee, daar is fucking seer, stop. Jy weet wat net 'n vet fok sal voel. En dit is my eie skuld. Die word ons 'n middelgrond. Jy kan net sê hi, jy weet, maar ek sê soos nee, ek gaan net niks sê nie. Toe is dit nou uiteindelik my beurt om nou om te draai, maar nou vat sy daai tel sy liggaam so oor. Of sy liggaam op en sy sê nee, ek kan maar omdraai. Nou maak ek die joke dat sy piek eintlik so oor want ek lê nou daar so 'n fucking poedelnaak. Ek swaai toe op my maag. Nou begin sy met my rug en alles. En nou is sy besig met my arm. Maar soos sy druk my arm en alles. Maar ek weet nie wat sy doen nie. Maar sy vat my arm op my hand en sit haar solidly op haar tit. Soos my hand is soos daar. En sy dra nie 'n bra nie en niks nie. So my hand is fully cusping boob. Nippel en alles, jy weet, soos, en ek sê soos... Okay, so jy was bewus van waar die nippel was, so, waar op jou hand was die nippel? Ek wil 'n prentjie kry. So, waar, soos, was dit by die duim?
Daar, Nee, dit was soos hierso. Ja, soos Wow, my hele soos hand very was vir haar center. boob. Ja. maar was fucking, was dead center, Maar soos, sy het my hand gevat, nou druk sy my arm, maar dan sit sy my soos, want nou is sy besig, nou is my hand soos op haar boob, en ek sit soos, fucking hell. Ek gaan toe aan, en die hele tyd in my kop is ek net soos, weet jy wat, dalk het ek net die kortste strootjie getrek. Jy weet, Courtney is besig om het moers baie te geniet, jy weet, dis al waar het gaan, solang sy relax. En, jy weet, hulle is toe nou besig op 'n tyd, jy weet, hulle gaan aan, maak toe klaar. Toe Courtney sê toe nee, toe hulle uit is en sy sit so reg op, sy kyk my so en sy soos, is dit 'n joke geweest? Sê ek vir fok, was nie vir jou lekker nie, sy soos fucking nee, dis die koste massage wat ek in my lewe al gekry het. Sy sê, daai vrou is besig, maar nou het Courtney nie. Obviously, sy het ook niks aan hom, nou is die vrou soos besig om soos hier by haar boude by haar bene, sy sê op 'n tyd solidly, Nice. hand gaan net soos 100% op haar, en kon nie soos, jy weet, fucking, ja. Ag, nee. En sy sê op 'n tyd, nou die vrou, sy sê sy weet nie wat sy doen nie, maar soos, sy vat haar hare, dan skud sy net so sy maak letterlik net so. En kon nie soos, wat doen sy? Die vrou het ook soos 'n choopie gehad. Nou, reach sy soos half oor Courtney se kop, om soos half, jy weet, daar meer by haar rug uit te kom, in plaas van dat sy net soos omstap. Sy Courtney sê soos, die vrou, sy maag druk haar gesig soos solidly, soos in die bed in. Jy weet, amper soveel so, sy's net soos, fucking dude, jy gaan my dood maak, jy gaan my kop crash. Toe word sy daar so gefucking bash. My denkwyse is toe soos, okay, jy weet, dit was kak. Maar die enigste manier hoe ek hierdie kan beter maak is om 'n moeëse goeie review te los, hulle te tip, sodat die volgende mense, jy weet, sodat hulle goeie reviews kry, sodat ander mense ook daardeur kan gaan. Nee, fuck it, maak my. Okay, ons kan actually 'n bietjie daaroor chat, want dit is 'n pet peeve wat ek met jou spesifiek het. Hoekom love jy dit om kakdienste beloon? Jy so met restaurante, jy so met fucking, jy voel te sleg, jy soos, ja, dat was tot, kom ons los hulle elkeen R300. Het was nie soveel gewees, ja. Ek dink dit was soos R200 elk. Vir 'n kaktyd. Ja, fok, ek het sleg gevoel, volk. Jy weet jy wat is dit? Ek sien nie die diens nie, ek sien die mens. Don't love your job your love, dude. Ons is terug op daai kak. Maar nee bro. En ek verstaan dit. Kyk, soos ek verstaan, dit kan wees dat jy weet, dalk is dit hierdie girls se eers en Courtney maak toe 'n goeie punt. Sy sê, weet jy wat moet mense eintlik doen? Ons moet gesê, luister, ek gaan nog steeds vir 'n tip los, maar hier's ook 'n paar tips vir goed wat jy dalk nie moet doen nie. En ek stem 100% saam. That's the way to go about it. Maar I kind of agree, maar ook soos, ek weet nie, ek sou dit eerder nie vir hulle sê nie, ek sou dit eerder vir soos die vrou at die desk sit. Maar fok, want jy gaan nie, sy gaan fokkel daar mee doen. Daar kort hulle net nie vir training. Ja, of sy het gedink julle is fucking lus, want julle is fucking weird couple daar. Nou met die facial, soos sy sê, my gesig brand so erg op die oomblik. So, obviously, jy weet, en nou is daar olie in haar hare, en sy soos, ek wil net by die huis uitkom. En voor ons ingegaan het, toe die ander ou, dis soos 'n manager daar. Jy weet, ag, en die mense, ek weet nie, my hart breek. Ek is verkeerd, soos ek stem 100% saam. Dis nie gejustify nie, maar ek voel net sleg oor sulke goed. Soos dis my net soos jy weet, die ou sê ook, ja nee, ons moet na die tyd, hy gaan vir 'n paar cocktails on the house maak. Goed, jy weet, en toe stap ons nou uit, toe kry ons. Hy sê soos, nee, maar die cocktails is goed nie soos, no, we have a reservation. Jy weet, soos net om net die uitkom. Ja, fucking trauma, I gotta get out of here. Julle moes fucking free cocktails kry, very least, bro. Ja, ons het cocktails met fok. Ja, dalk is dit vir al hulle training gaan, alcohol. Dis eintlik 'n cocktailbar met 'n massage probleem. So
Ja, dit was 'n cocktailbar, toe was iemand soos, jy weet guys, jy weet wat kort Kom ons hierdie doen bar. massages, mense love massages. Soos wie wil Fucking dronk massages gee vir massages. mense? Ja, Dalk was hulle dronk, bro, dalk is dit die antwoord. 'n bietjie papsak geswaai die fucking aand voor die tyd. Nee, ag en ek het, jy weet, Ja. ek voel sleg daaroor, maar kom ek sê as jy by 'n restaurant is en ek voel baie sterk daaroor. Jy weet, jy kan sê soos, sorry ek het gevra vir hierdie of so, maar ek dink omdat ek en Courtney waiters was, ek weet nie, maar daar's party mense wat net soms net super ongeskik was en dan jy weet dan jy mense wat net jou dag gemaak het deur om net vriendelik te wees en baie keer wat mense nie besef nie is jy weet as daar iets fout is met jou kos, hierdie ou fucking vat en gee net orders. Soos hy skryf dit neer, hy gaan sit dit in op die stelsel, kom die kombuis maak die kos. Dis nie sy kak nie. Jy weet en dan is mense lelik met hom en dan die retort is altyd dan sal iemand sê, dan iemand sal af en sê luister, dis nie sy skuld nie, sy kombuis. Ja, maar hy moet vir die kombuis sê. Ons sê fucking brand. Weet jy wat, as dit reg so I agree erg with is, that. wat jy I kan agree doen with is, that. wat jy kan doen is, Ja. na die tyd, as jy klaar is en jy klaar jou te betaal in the works, sê kan ek net gou vinnig met die manager praat. Sê, luister, dis reg nie 'n probleem nie. Hierdie is dalk net iets wat ons ervaar het. Hierdie glo ek sal julle diens beter maak, net nog meer elevate, jy weet, kyk dalk na hierdie tipe goed. Jy weet, ek dink dis 'n baie goeie gesprek. Maar jy het 'n paar fucking entitled mense wat dink omdat ek nou betaal vir hierdie diens, jy weet, en nou kan ek nou hoef ek nie enigiemand soos 'n mens te hanteer nie. En ek het moes 'n groot probleem met dit. So dit is net nog steeds jy kan altyd nog steeds maniere hê, al irriteer iets jou hoe erg, daar's altyd 'n baie mooi manier om dit te sê. En ek voel net party mense het net nie daardie opinie nie. Jy weet party mense gee nie om lelik te wees nie. Ja. En met respek, ek aanskou dit as fucking dis lae klas vir my. As iemand lelik is met 'n server of enigiets. Dus ek verstaan daar's 'n manier om dit aan te spreek en dit is altyd goed as jy dit doen. Maar ek voel ook altyd soos daar's baie min mense met respek. Jy weet al wat jy spreek dit aan, jy hoef net nie weer daar te gaan eet nie. Of vra net vir 'n ander server. Jy weet dit is wat jy daarin kan doen en nog meer as jy nou fair enough, maar hoe baie mense aanvaar kritiek genuinely. As jy nou vir 'n waiter gaan sê ja, luister dit. Hoe baie mense gaan al weet en sê weet jy wat, hierdie persoon het 'n punt beet. Ek kan verbeter op dit. Dis baie marginal. Ja, ek bedoel byvoorbeeld as 'n customer by jou sal aankom en hulle kak jou uit, jy moet hierdie en hierdie beter doen. Wat gaan jy dink van dit? Jy gaan sê soos, okay, ek hoor wat jy sê, maar en dan gaan altyd 'n maar wees. So, jy weet, you're wasting your breath om net 'n moerse scene te maak en ja, ek weet nie. Dit is seker maar alles wat jy sê maak vir my sin, maar I'm calling you out a bit here. Jy nee, ek enable dit, ja. Jy vat dit. Ons het al saam in 'n fucking Asian restaurant gesit waar niemand ons fucking help nie. Ons vroutjie het vergeet van ons. En dan kom hulle daar met ons orders verkeerd en ons is soos hoorie dis verkeerd en wat ook al en jy sê nee, ek sal hierdie eet. Ek ja, wat dit is, want wat gaan hulle nou doen? Gaan hulle Hulle moet veel nuwe kos maak. Ja, maar partykeer, kyk, kom ek sê so, as jy op 'n timeline is vir goed en dit gebeur, ons ek sê fuck it, nee. Ek gaan genuinely nie nou vir jy nie meer omgee nie. Ja, en as ek net soos die kos gaan lekker wees ongeag. Dit gaan regtig nie fucking, dit gaan nie my dag ruïneer nie. En dan partykeer, kyk, en dan partykeer word jou gemoed getoets. En ja, mense kan sê soos dis breindood van my kant af, jy kan dit demand, jy betaal vir dit. Ja, sure, fuck, kan, maar veral as hulle nog steeds daai item vir jou oplei en jy betaal meer vir 'n produk wat jy nie weet nie. Nee, maar daar ek dink dis nie noodwendig wat nou hier gebeur het nie, maar ja, ek weet nie bro, daar's net limits. My ding is soos 'n waiter nou. As 'n waiter kak is en hulle hanteer jou kak, jy moet nie ongeskik wees of iets nie, maar jy moet meer verwag. Jy moet nie slegte diens kry en net aanvaar dat dit slegte diens is nie. Want baie van die plekke sal letterlik net van jou vergeet en dis nooit daar's 'n verskil tussen iemand wat sukkel en iemand wat net negligent is. Maar iemand die aand wat hulle van fucking ons vergeet het, kan ek net nie. bysê nê. So die plek waar ons geëet het is super fucking besig. Regtig, hulle is super fucking besig. En it's happened. Dit gebeur letterlik soos dit gebeur en dis 'n menslike ding en
Nou, obviously, as jy dan uitvind, fok hierdie tafel is van vergeet, die belangrike ding is dan moet jy speedy service. Fok, daai mense kan nie nou meer sit en wag nie. Kyk, ek het niks teen die waiters nie, want ek weet ook, dis eintlik 'n restaurant se skuld, so daai plek is 'n goeie voorbeeld van, dat was net understaffed. Dat was net fucking understaffed en dienste was van die kakbaan. Maar die kos was bevolk. Kos is lekker. Ja, die kos is lekker, maar fuck bro, it's a whole experience. Jy kort goeie diens, jy kort... Nee bro, kyk, my ding is, ek verstaan wat jy sê, maar dis ook mense raak complacent en useless. Nee, 100%, maar nou is daar byvoorbeeld, nee, en ek dink baie keer soos, dis net swak management. So jou waiterskak is jou management shit. Soos dit beteken, die mense wat jy verantwoordelik is, lewer tosdiens, en hoe weet jy dit nie? En as jy 'n goeie manager is, sal jy bewus wees van dit. En jy kry 'n manager's salary, so dis eintlik daai persoon wat fucking uitgekak moet word. Nie die waiters nie. Ja, die waiters het 'n verantwoordelikheid om nog steeds, maar wie moet hulle vasvat? Customers of die manager? Dis die fucking manager. Nee, I agree with that. Ek dink ek was al met mense uit en dan sou alles soos 'n waiter uitkak omdat iets lank vat of wat ook. Soos as kos lank vat, is dit fucking stupid om by 'n waiter te vra like waar se kos en so. Of jy kan vir die waiter vra where by die kombuis what's happening to the food, maar moenie hulle uitkak en sê dit is fucking belaglik nie, want dis soos Boet, sien jy dat ek nou die fucking kos maak? Ek is besig om jou koeldrank heeltyd vir jou te bring, you know? Ja, en dit klink ook bietjie soos 'n cheeseball ding om te sê, maar soos as jy na 'n restaurant toe gaan, dis nie net fucking, dis ook 'n mens, jy weet, hulle het maar hulle eie goed en nog meer, veral as jy in hospitality is en baie mense gaan sê, wel as jy so 'n persoon is, jy kan dit hanteer, nie in hospitality is, maar baie van mense, dis al werk wat hulle kan kry. So, en het vooral in ons land. Almal het 'n kaktyd. Almal fucking het hulle eie kak. So miskien gaan iemand net deur dit, gee iemand die binnefeit van die bout, bra, fucking las dit net, dit ek weet nie, soos party goed soos dit ontstel mense en dit sal hulle aanhou pla vir moer lank. En dit is seker, en ek stem saam, tot op 'n punt waar dit nie breindood van my kant af moet wees, waar dit net soos is, weet, wat jy bad gedrag en diens enable nie, ek stem saam. Behalwe daai massage ding. Ek dink almal moet 'n slegte massage experience hê sodat hulle 'n goeie een kan waardeer. Dis baie waar. Ek het al 'n paar. Ek het nog nie 'n borderline sexual harassment een gehad nie. Nog nie. I'm still waiting for that one. Maar ek het al 'n hangover. Ek moet sê al my slegte experiences is alles my skuld. Dis ieder ek wat hangover is en ek moet amper stande. Ja, dis altyd ek wat opvolk. Of ek is siek en my neusie is toe en ek is besig om fucking uit te paas want ek kan nie asemhaal nie want iemand druk my fucked up. Of ek raak aan die keep want ek het besluit, jy weet, 5:00 op 'n Sondag na lunch is 'n goeie dag om 'n massage te kry, né? So ons is nou baie ouderdom waar jy met 'n seer nek kan wakker word en dit kan lei na 'n fucking migraine toe. En aan die begin van die jaar, my slaap was net sleg, maar die kussings wat ek gehad het, was net nie reg nie. Yes, en toe kry ek soos 'n migraine wat nie weggegaan het nie. So ek het gewoonlik so 'n migraine mix, as ek dit kry, dit is nou baie minder, maar gewoonlik as ek dit kry, is dit so 'n migraine mix wat jy drink. Ek het soos 2 dae in 'n ry een van hulle gedrink, tot die ding het nie weggegaan nie, en toe ek soos, fuck. Jy weet, toe stres ek, toe ek soos, is dit miskien dalk breinvliesontsteking? As gevolg van die simptome van jou nek raak seer en so. Dus ek soos, ek weet nie of dit kan wees, so sê ek nee. Wat ek gaan doen is, ek gaan vir 'n massage, soos dat daai plek hier in Pretoria. En, bro, toe sal so tannetjie, soos 'n spinnekop, bro. Klouter sy krik, op my rug, bro, sy buig jou, sy doen als, en dan classic en die Asian accent, you like it hard? Jy weet wat, jy hoef nie die accent te doen. I'm gonna stop you there. Nee, is fine. Ek dink vir hierdie podcast is ek moet nie die accent doen nie. Ek kan dalk net vertel wat gebeur het. You wanted the hard one. You wanted the sport massage. Hierdie was 'n South Park skit. Dis al wat dit was, viewers. Dat was net 'n South Park quote. Gaan aan. Welcome to Shitty Wack.
Nee bro, die laaste ding wat jy moet doen met 'n seer lyfie is 'n massage. Gaan nee, fysio maar toe. Dis daai vrou het not my the same. gedruk soos wat sy moes. En daarna is ek toe dokter toe en hy het toe vir my soos toe sê hy vir my, toe vra hy my, hy het gewonder of dit nie dalk boshuiskoors kan wees nie. Maar toe sê hy nee, ek dink dit ek het 'n super erge migraine. Toe gee hy my so 'n skedule 4 pil. Dit is soos, Okay, maak jy nie lomerig nie, niks nie. Dit proe soos 'n peppermint en jy los hom onder jou tong op. Koep. So Kan. 0.5 migraine weg. fucking Maar dit was so lekker. erg want ek het light sensitivity gehad. Dit was 'n fok op gewees. Major fuck up. Maar nee, Ja, bro. daai was my storie. Ek moet sê, ek voel ook bietjie, ek kan nie eers vir jou vertel wat ek die naweek gedoen het nie. Fucking Vrydag was my, dit was my, ek het 'n work function gehad waar ek essentially, dit was my farewell party, want ek het my ek doen, is 'n lang storie, maar my editing job het ek gequit hierdie maand. My editing job, en toe het hulle vir my moes 'n farewell party gehad die Vrydag, so dit was vetbreed. En toe was ek fucking hangover gister, wat nou Saterdag was. Toe gaan speel ek 2 ure paddle, bro. Want ek is 28 en Afrikaans. Hoeveel En rig ek jy moet nou vandag? fucking paddles, bro. Ek is styf. En nou voel, gister was ek nie hangover nie, maar nou voel ek's nou fucking hangover. Ek voel vandag soos holtot. Ek weet nie why nie. My lyfie is seer en my koppie is seer. So, Ja. die lewe gaan dooskak, so ek sal nou 'n pilletjie baie waardeer. Ek het die Ek moet sê, ek die week- like die paddle. Nee, die paddle is lekker. Ja, ek het die week het ek Paddle. 90 minutes van Joel. Ja, dit was Bro, dis vet breed. Ek moet sê, ek manier om 'n bietjie calories te burn. ja bro, ek is, en soos ek sê bro, ons is daai goeie paddle ouderdom waar ons nou the bug is biting me. Ek het vir my 'n raket gekoop en alles. Dis fucking Nee, fok, nee. Andre, Hoeveel ek is was jou 28 gewit. Hoeveel was jou raket? Dit is was special by Total Sports, bro. Was soos 1005, was dit 3,5? 2000. Nee, 1005, 2000. 3,5. Ek het nee. Wat 'n O, brand? Yes, jy's fucking snaaks. Dit was 3,5 want ek het ook skoene gekoop. Maar dit was want ek het ook skoene gekoop. Maar nee, Het jy paddle ek het skoene bol paddle. gekoop? Nee, ek het net mooi skoene, net mooi oefenskoene. Nee bro, ek het bol paddle. Ek het maar my autistic YouTube research gedoen. En toe sien ek hierdie bull paddle is 'n goeie beginner. Kyk, ek dink dis die bull, vir al die paddle mense. Ek het die bull paddle, Ek dink nie dis 'n brand nie. Wat is die fucking brand? bull paddle. Soos bull en dan paddle. Bull paddle. Fucking jy. BULL paddle. Ja, maar almal het gehoor bull paddle. Nee, Bull paddle, pull paddle racket. Wat sien jy? jy sien jy gaslight my. Fucking typiese Afrikaanse man gaslight my nou hierso. Wat het ek? Ek weet nie. Ek het die iets control. Maar dit was so special. Maar ek sien dit nou nie. Okay. Maar ja bro, that's nice. Very big, goeie beginner racket. Blijkbaar, volgens YouTube. En toe Okay, Joel so- ons gister, toe wen ons. Dat was vet. So bro. hoeveel was hy gewees? Ek dink dit was 'n 1005 special. Ek dink nie is hy, ek dink dit was laas jaar se model, want hulle update ons elke jaar. So ek dink ek het 2025 model gekry en dit was soos, dis gewoonlik 2002, toe kry ek dit vir 1005, dink ek iets soos dit. En bietjie Okay. discovery discount, so 250 af. Ek het eintlik geld gemaak, as jy my vra. Geld gemaak sê. Ek het geld gemaak. Ek dink jy En gaan hier is waar soos ek dit terug. jy gaan so 250 is dit soveel? Soos 150 vir 'n raket. Nee, om te hier. Ja, om Kaap. te... Ek dink so. Is jy seker? Hoeveel kos dit by julle? Dis nie 60. so baie. Okay, dit maak meer sin. Dis ook 60. Bro, ons het so ek's bietjie gevolg my Virgin Active en C-punt is Virgin Active The Point en dis nou die eerste signature of hulle het fucking mooi name vir al die fucking Virgin Active. Maar dis nou die eerste like
fancy in die land. Dis soos hulle probeer dit regtig soos 'n fucking aesthetically daar's crazy een by maak. daar's een by Men in Mine ook, dan hulle wat is Kauai se upper market naam? New bar? New Is Bar. dit? Ja, ek dink dit is New Bar. Of New Way. Nee. So hierdie is die enigste een wat bestaan op die oomblik. Dis nou, so daar was mos soos die premier een, wat in Menlo Main is en stuff. Hierdie is die eerste een wat hulle sê, The Collection Club. Nou wat kan jy daar Dis doen? nog Hoeveel is dit fancier. per maand? En hoeveel is dit per maand? So, okay, so dit was my gym, toe fucking bou hulle, en toe het hulle my outomaties op die Collection Club se ding nou gesit, waar ek nou monthly dit betaal. Ek het Vitality, so ek betaal soos 800 en iets rand, maar ek dink fucking volprys is soos 1006 of 1005 'n maand. Fucking baie. En Fucking hoe baie. lyk die gym? Dit lyk mooi, baie fancy, baie saunas, fucking ice baths, crazy shit wat ek nooit in my lewe gaan gebruik nie, maar fucking ek's bly daar's vir die mense wat geld betaal. Jy kan daar meetings bywoon en stuff, daar's meeting rooms en stuff. So I guess it maak sin, maar een benefit wat fucking nice is, free paddle. Jy moet net boek, maar dan sit unlimited free paddle vir die eerste jaar dink ek. En dan Okay, en jou chommies, hoeveel chommies het jy wat daar is? Dis die ding, al my chommies is fucking Atlantic normale Seaboard mense. motherfuckers. Ja. Nee, Atlantic, bro, ek sien enigste in my area op die oomblik. Al my chommies is nog steeds in fucking Atlantic Seaboard, seepunt. So ek het ek gaan dalk die deel nie vertel nie, never mind. Maar ons het 'n manier gekry om, as iemand dalk nie deel van die gym is nie, kan jy nog steeds net bietjie fraud pleeg, you know? Maar ja bro, nee fuck, dit is nice. En so ons kan nou free paddle every now and then. Een keer 'n week free paddle ons bietjie. Okay. So Hoeveel kos paddle vir 'n uur? Soos R500 vir 'n baan? R400 vir 'n baan? vir 'n uur? Ja, daai klink maar reg. Dalk 'n bietjie goedkoper. En dan split jy deur 4 of wat ook al. Maar, Ja. So, Ek dink ons het vir 90 minute was dit 135 gewees. Quick math daar vir jou, Bill. Dis goeie math. Dis quick math. Ja, dis in bad nie actually. Waar kan jy die paddle speel? Waar speel mense paddle in Pretoria? Nee, volgens my plekke. Groenkloof. Okay. Ja, ek dink as ek 'n plek in Hazelwood wees, dan by Menlo Park, Parel for Africa is die Brooklyn een. Nee, daar's regtig baie plekke. Daar's meer baie plekke. Ja, Daar's by bro, dis Laerskool Menlo Park is daar ook een. Dis 'n fucking siekte nou. Maar I get it. Ek Nee, het maar dit dis al lankal- stupid, dis maar al is fucking lankal so. fun. Dis Ek fun. weet maar het my nou gebyt en ek is nou op die Die band. grootste probleem of nie die grootste probleem vir tennisklubs is dit lei tot die uitsterf daarvan, want dis baie accessible. Jy hoef nie baie goed te wees om dit te kan geniet en te kan join nie. Exactly. As wat tennis is, maar jy weet, as iemand kak is in tennis, is dit kak vir almal. Ja. Maar ook my ding met tennis is tennis nie baie soos golf waar dit bietjie van 'n elite ding is nie. Ek dink dit was bietjie soos dit is bietjie closed gate community en daar is in jy moet aan die klub behoort en jy moet elke keer vir die tannie vra vir die fucking sleutel as jy wil gaan join. Ja. En dan moet jy die kak fucking Snoopy gebruik en ja. Ja, so nee, ek dink dit is, maar ek dink professioneel love mense nog tennis om te kyk, maar ek dink op soos 'n leek vlak, nee, it's not gonna happen anymore. Paddle het dit verseker vervang. Ja bro, so easy, of nie easy nie, maar is net so soos ek kan my vrou so toe vat, wat soos ons was soos laas jaar het ek met my Jy moet paddle weet dit is gespeel. maklik as jy jou vrou so toe kan vat. As jy iemand uit so toe kan vat en sê jy het nog nooit gespeel nie, maar jy sal dit fucking uitfigure, you know. Ja. Tot jy iemand kry wat fucking sweaty is. Shame, that's actually fucking snaaks. Vir hierdie eindjaar, vir my going away ding. Verduidelik dit vir mense wat dit beteken as mense sweaty Wat is. sweaty? Anders dan gaan hulle dink soos dis as iemand baie sweat en jy's
Jy's 'n body shamer. Nee. Sweetie is fucking competitive. Jy raak Ja, dis 'n gaming, dis 'n gaming term. Ja, dis 'n gaming term gewoonlik vir ouens wat games speel maar baie intensely tot 'n mate dat dit amper onsmaaklik raak en dis intense gaming. Dis waarop dit neerkom. Smaaklik is nie die regte woord nie. Ek dink jy's net 'n fucking noob. Anyway, daai mense maak dit onsmaaklik. Is daai persone wat dit so fucking ernstig vat. Hulle is actually, nee, jy's actually 100% reg. Dit werk met wat ek wou sê. Met die going away party was dit originally soos 'n paddle and beers tipe ding. Ja. En toe het die girls van daar was 'n event soos 2 jaar terug met hierdie werksmense wat ek toe gemis het. Maar ek het stories gehoor van hierdie waar hulle paddle gespeel het. En van die chommies was so fucking intense dat dit soos regtig net nie dit was soos blykbaar fucking awkward vir van die mense waar het so intens geraak het waar baie mense gesê het soos I'm a head out van hierdie was so smash jy op my. Bro, en toe is ek so sad dat ek dit nie kon beleef nie. Toe sê hulle nie, jy weet wat, kom ons fucking gaan drink net. Ek sê cool, toe drink ek net brandy die hele dag. Wat 'n little treat was. Hoorie, maar ons het die begin van die episode bietjie dit getease, maar ons moet bietjie daar chat, want ek sou fucking nuuskierig. So, jy bemark dit asof jy nie daarvan gehou het nie. Nee, ek weet nie. Het jy nie daarvan gehou nie? Okay, go. Nee, okay. Ek het actually daarvan gehou. So, kom jy begin. Ek's baie bly. Okay. Asseblief iemand sponsor ons net, asseblief net 'n bietjie, gee ons net 'n bietjie geldjies, ons wil net ons vrouens steers toe vat. Asseblief. Ons begin by die Helen of Troy gedeelte van die casting van daai Lupita. Ja. Jy weet, ek stem saam met dit. Ek het nie 'n probleem met dit nie, want obviously as jy nou sou vat, as dit 'n full Greek cast was of net, jy weet, mense van European descent, as jy dit ten minste net so wou uiteensit, dan sou dit 'n goeie movie gewees het. Of die beginsel van die feit dat sy swart is, want jy weet dis 'n sort after ding. Dis nie iets wat jy soms sien nie, dis nie baie algemeen nie. Jy weet, dis 'n tipe vrou wat jy nie kry nie, and obviously that sort after. So as die casting op daardie basis was, jy weet, ek gaan dan net, ek sal eers oor die casting praat en dan sal ek van daar af vat. Jy weet, op 'n tyd, nou het jy die moeë diverse fucking crew van hom. Jy weet, dit is amper soos 'n joke. The Indian, the Asian, and the Indian, the Asian, and the white guy walk into a bar and say they are Greeks from Ithaca. Jy weet, dis presies wat gebeur het. Nou stap hulle na daai ou oomie toe. We are Greeks from Ithaca. Nee, is nie. Fuck it, nee, is nie. Wat ek selfs wou doen, maar jy weet, en dan kan baie mense sê, okay, hoe Grieke lyk, hulle is nie noodwendig, die skakering is nie noodwendig wit mense nie. En jy weet, as dit die redenasie is, so ek sê, volg die Passion of the Christ type benadering met dit. Cast dan mense wat meer dan daarso, jy weet, van Griekeland af, van die Mediterranean af is. Jy weet, meer Mediterranean mense gecast het daarin, jy weet, as hulle dan Grieks moes almal praat, sou ek dit waardeer. Toe gaan nie Passion of the Christ route. Ek dink nie enigiemand sou kla noodwendig daaroor nie, en dis nie noodwendig immersion breaking nie. Daar's al een actress wat gesê het, jy weet, so baie mense mis uit op jy weet, flieks, omdat hulle nie oor die 2 centimeter muur op die skerm kan kom wat subtitles is nie. En is waar, ek bedoel, vat net iets soos, vat iets soos, jy weet, Squid Games. Soos, dit is absolute trash as jy het met die dub luister. Die dub is fucking terrible, ja. Dit is, en jy weet, dit is nie as on par met dit breek die immersion. Kyk dit in die taal waarin dit gemaak is en wat hulle praat, en kyk jy met subtitles, dis regtig nie, is nie die einde van die wêreld nie. As jy nie kan multitask nie, weet, hou tos praat, jy het fucking Facebook en Instagram oop, so fuck it, om subtitles te lees, is nie so moeilik nie, tensy jy nie fucking weet hoe om te lees nie.
Ja, dis net nie dis nie. Ja, kyk en so dit op die castingpunt. Ek het ook gehoor soos ek dink ook en ek stem saam met dit, dalk moes hulle nie sulke jy weet uit-tier list actors gecast het nie, en bietjie meer unknown mense, want dit was baie meer immersion breaking, soos Tom Holland het nie, jy weet, Tom Holland het nog steeds gevoel of hy homself speel. Robert Pattinson was my goed gewees. Matt Damon was alright. Ek dink nie hy is die ou vir die rol nie. En ek sal nou dit ook verduidelik, maar die casting was net absolute fucking whack gewees in hierdie. Maar dit was nie die einde van die wêreld gewees nie. Jy weet, soos dis dieselfde ding met jy weet, dit maak net so moeilik omdat jy nou wil comply met baie van hierdie DEI goed. Jy weet, dit maak net nie sin nie. En ek sal hierdie met respek sê, as jy iemand is wat nie 'n movie kan geniet omdat jy nie jou representation daar binne sit nie, jy weet, fuck off. Dis soos die Moana live action movie wat jy weet tos is, absoluut tos is, maar as hulle interviews met Disney het te sê, nee, ons wil net so graag jy weet 'n tribute gepay het na die Polynesian culture en so. En dit is soos, okay, so as dit 'n Polynesian story is en gegrond is in Polynesian culture, dan mag jy dit hier na toe. Maar die oomblik as dit soos iets is wat van Europa afkom, jy weet, dan moet dit diverse casting wees. Dis fucking whack. Jy weet, So en ek dit het nou vir breek jou my- 'n counter-argument, want ek sê nie eintlik saam met jou nie. Ja. Kan jy nie dieselfde sê van, as jy nie verby die feit dat almal, dat dit diverse is. Nee, kyk, daai is nie my hoofargument nie. Daai is nie my hoofargument nie. Dis ek kritiseer dit. Jy weet, ek het dit geniet. Ek dink net die recasting is dan, jy weet, dit hulle maak net so 'n groot behind-punt daarvan en dit is my irriteer veral en ons mense sê, maar ek het nie, verstaan, ek volg hierdie movie al vir fucking lank en ek was regtig excited. Okay, Ja. Afgesien van die casting, jy weet, casting kan gered word as dit 'n goeie skrip het. Jy weet, jy kan dalk slegte casting hê, maar dit kan 'n goeie actor of actress wees. Fine, cool. Alright, Wag, nou gaan ons aan, wag. ja, Brocco. En wag, ek moet jou seker toelaat, want anders dan gaan dit net 'n one-sided rant van my kant af wees. So die casting, ek sien jou punt. Maar dit vir my is nou weer soos die Black Snake. Wat is dit vir immersion breaking? Die feit dat hulle nie Not so Greek- much, ek dink net die Want dit Elliot was dis Page die ding. domste deel. Nee, maar soos die Elliot Page ding is ook soos, okay, like, ja, die moeilikheid kom van, omdat dit nou 'n transman is, en mense is nou baie ontstel dat Elliot Page oor die algemeen net in hierdie storie is. En baie van die mense veral Ja, was hoekom is kwaad, daar, maar want hulle dan het hoekom is gedink daar nie is 'n spesifieke Polynesian mense in karakter. hierdie storie nie? Hoekom is daar nie Polynesian mense? Jy that's weet, not the naderhand moet jy point. vir almal cater. Dis net fucking is absurd. En dit was net 'n Nee, cast. maar- Kyk, Nolan, en ek kan vir jou verduidelik hoekom sy daarin is, en mens moet ook die geskiedenis kyk van sy movies. Hy recast baie keer mense wat hy gebruik Ja. het. So, dis wat hy basies gedoen het, en Hierdie hulle was het iemand van nodig gehad Inception vir die af, ja. rol. En toe Castle, fine, fair enough. En ek sal nie laat my persoonlike voorkeure in die pad daarvan staan nie, cool. Dit was 'n kort scene geweest, nie regtig 'n groot impak gehad op die storie per se nie, behalwe in die Exactly, Hades it's 5 gedeelte. minutes. Maar die Hades Ja, maar gedeelte, selfs al. jy weet, ja, maar nou voer hy 'n dialoog met haar, fuck it, hy moet 'n prophecy kry. Jy weet, en dan die ou wat eintlik die prophecy deliver is 'n moeë so goeie akteur gewees, en nou moet ons eers luister na 'n fucking haateleerstelling en dat daar vaag jok is. Okay, boo, bitch. Okay, cool. Dan as mens gaan na die score. In die IMAX, Okay, ja, dis wag, net- kom ons maak eers gou klaar daar. Net want ek weet nie, vir my, ek verstaan nog steeds nie die casting kak nie almal nie, dis soos 'n deel van die internet is baie onsself. My ding is Was wat byvoorbeeld mense John moet- Bernthal, dink jy was goed gecast? Hy was fine. Kyk, die ding is, wat mense moet net verstaan is, hierdie is nie The Odyssey nie, dis Christopher Nolan's The Odyssey. Dis 'n adaptation van 'n bekende ding. Dit is 'n auteur, nou op die oomblik die most sought after, mees bekendste director wat nou bestaan, op die oomblik, by none.
Christopher Nolan is waarskynlik die enigste director wat nou rarig fucking waar hy die hoofster is. Dis nie asof mense het gaan kyk vir Zendaya of iemand nie. Hulle kyk vir Christopher Nolan. So hy is nou soos die hoof fucking persoon van die fliek. Al is die cast hierdie fucking crazy mense. So my punt is net, hierdie is hy wat dit nou of hy maak net sens en hy worry die Oscars mense. Die Oscars het DI targets en ek gaan nou vir jou sê hoekom hy 'n Oscar wil wen en dan balanseer hy dit met iets anderste. Ek jy weet dis basies hy daar's 'n paar boxes wat hy getik het en as dit beteken dat hy 'n ander raspersoon met cast praat hom nie so baie en ek stem saam. Kom ek sê as jy iets wil bereik, as jy iets soos dit in jou pad gaan laat staan, fair enough. Dis 'n baie kleinlike ding en as jy dit so vrys of boet, ja, 100%. Dit moet nie in jou pad staan nie as jy dit nou wil achieve. En dit sal baie kleinlik wees van jou om te wees van soos, jy weet ek het my principles, ek gaan nie hierdie. Fair enough, maar die ding is dit is ook 'n cop-out deesdae. Soos imagine net gou dit, fucking ek maak 'n Lord of the Rings, maar dis my take daarop en dan is dit kontra dit en dan moet dit net sê, jy weet, my aanregs fucking The Lord of the Rings. Nee, daar's 'n fanbase, daar's mense wat, jy weet, hierdie goed geniet en hierdie tipe goed volg en dan is daar ook nie mense nie. Die general audience 100% fine en dit is ook waarvoor hierdie movie gemaak is. Jy weet, is om, en daar's mense wat krities gaan wees en ek voel partykeer net immersion breaking, as dit immersion break, dan irriteer dit my. Die casting het my nie so seer immersion. Tom Holland, alright. Ek het nie so seer van die acting gehou van wie is die blinde ou wat agtergebly het. Ek dink net hy as karakter was net sy aksent wat hy gebruik. Hy was net nie, I didn't enjoy it. Jy weet, so dis nie al die akteurs nie. Daar's van die akteurs in my opinie wat baie goed was. Wat ek net ook kan sê is okay, en dan nou op baie punt, ek's fine met die casting. Die music score, wat was jou opinie daarop? So ek like so sal Christopher Nolan het die composer 'n baie spesifieke taak gegee waar hy moes instrumente wat in daai tyd dis fictional, maar soos instrumente wat daai tyd bestaan het, moes hy gebruik. Hy kon nie rondvolk en soos fucking violence en stuff soos dit gebruik nie. Hy moes soos goed van Griekse tyd of wat ook al gebruik. So dis kom het so, it's very, very specific and it's very limited, as ek dit so kan stel. Kyk, soos daai false flute wat speel, ek dink dis iconic. Ek dink as jy dit gaan hoor, paar klanke wat hulle goed gedoen het, is daai stringing of the bow, jy weet daai ja. Ek dink dit gaan, jy weet, dis iets wat gaan stiek, dis iconic, as iemand die movie gekyk het en hulle hoor het nou, is hulle so shit, dis Odyssey. So dit het hulle goed gedoen. Ek voel net soos in die intense scenes, soos met jou score, ek raak my net altyd teleurgesteld, want ek bedoel, van jou beste scores in groot movies, is gewoonlik deur orkestras, en hy is bekend daarvoor dat hy his boy Hans Zimmer gebruik, en mense was onmiddellik soos, omdat hy nie nou, jy weet mense, dit is bietjie van 'n letdown, toe hy sê nee, hulle gaan nie 'n orkestra gebruik. Oppenheimer was ook hierdie composer. Kan ek vir jou sê, ek dink hierdie composer gaan in grand scheme of things groter wees as Hans Zimmer. Hy's nou die met Hans Zimmer die second most sought after composer in Hollywood. Ek kan dink, want Ludwig, wat sy naam nou weer? Ja, wel, want die soundtrack wat gebruik is. Nou, die musiek was alright. Ek het die IMAX geniet. Mense gaan sê, dit was baie hard. Ja, dis 'n fucking IMAX. Soos as jy nog nooit in 'n IMAX was nie. Jy weet, ek is eintlik spoiled, want ek gaan kyk meeste van die goed net in IMAX, omdat ek nie net gaan movies kyk, veral as dit tosserige movies is, wat nie experiences nie. Ek sal net wag tot dit op digital uitkom. Maar die
dit was my goed geweest. Toe ons nou Spider-Man Brand New Day gaan kyk, want obviously is daar nou 'n clash en The Odyssey kry preference op die oomblik. Dis in 'n gewone cinema. Toe ek soos die klink so flat. Dis ek kan Jy nie. moet IMAX kyk as jy goeie klank sit. Jy moet I as jy agree. daai immersion wil hê en dit het ek geniet. Dan kan ons nou teruggaan na die dialect. Wag, sorry, laat ek net gou my opinie gee daar. So, Oor die music wanneer kom by sound, kan ek net sê mense is goed, dis goed hulle sê is hard, want Christopher Nolan het actually 'n issue met dit. Want sy sound mixing is ongelukkig wack. Dit was beter hierdie fliek, maar hy het dieselfde issue gehad in Oppenheimer, fucking Tenet voor dit. Tenet was die eerste, waar like sy sound mixing is fucking atrocious. Like die sekere kak is net way te hard en way too much en dan in dialogue scenes is dit way te fucking sag en jy kan fokol hoor. Jy kan skaars uitmaak wat enigiemand sê. Ja. En Christopher Nolan is actually nou dis nou die een ding waar ek kan sê hy is soos half infamous daarvoor. Hy is nou bekend daarvoor dat hy daai ou is waar sy sound is maar wack. En ek verstaan nie hoe dit nog steeds in sy flieks gebeur nie, want hy is sulke fucking, jy weet, crazy director wat lyk of hy it seems like he's got his hands in all the fucking pies, you know, the full of hy reg betrokke is oral, maar ek verstaan nie hoe hulle altyd die sound mixing opfok nie, want Odyssey is dieselfde issue, dit is net unbalanced en daar's die heeltyd, dis fucking maar weet jy wat is dit? Weet jy wat is dit? Dis die kameras. Dis daai IMAX kameras. Nee, dit is nie, hulle het uitgefigure. Hulle IMAX het hulle het IMAX vir die kameras het hulle cages gebou om die ding te sit sodat hulle nog steeds alles kan rekord. rekord. Nou 30% sagter maak, 100%, maar daai kameras is nog steeds. Het jy al gehoor hoe loud is daai kameras? Ja, maar dit niks te doen met sound mixing nie. Dis nie wat werk. Soos die sound niks. Soos hulle het nog steeds clean dialogue record. Dis nie dis post-production wat die fok op was. Want alles is location sound wat fucking impressive is juist vir daai kameras. Daai kameras is so fucking loud. Nog steeds loud, maar soos hulle het location sound gekry en daar seker 'n paar dubbing na die tyd. Ek dink net obviously dit wel op dieselfde ding. Ek het nie geweet van die instruksie nie. Ek moet sê so ek was baie lekker verras oor die musiek in die movie. Soos ek sê, daar is 'n paar iconic goed. En ek het nie geweet want obviously toe nou hoor nou orkestra is ek so fuck it, hoe gaan hulle hier nou mix? En ek het nie geweet van sy instruksie, maar jy is reg. Dis cool. Die quote is, you say, the first conversation we had was Chris telling me, that is van Ludwig Göransson. Göransson. Telling me that he wanted something completely unique for this film, no orchestra, no familiar sounds that you've heard before. Jy weet, en ek dink dis baie cool, en presies wat hy gebruik het toe, dit klink my 35 rented bronze gongs, industrial found object percussion, en an intimate vocal arrangement, ja, en dis basies wat hulle gebruik het, en dis goed, so die soundtrack, happy, ek dink ek hou van die traditional ding, maar, jy weet, weer eens, JP, weer eens, dan sal ek vir Nolan vra, as jy bereid is om 'n soundtrack te probeer vestig in grond in daai tyd, fuck it dude, jy weet, jy's bereid om te compromise op sekere goed, maar nie op ander goed nie. Fuck. En fair enough, miskien in sy opinie, en as jy dan daarna kyk, is dit van soos, ja, compromise op hierdie, want dit beïnvloed nie die storie so erg nie, maar 'n kak soundtrack gaan. I'm willing to accept that. Like, ek dink casting-wise, almal het goed gedoen. Ja, kom ons gebruik fucking Tom Holland as 'n voorbeeld. Ja, dis Tom Holland. Hy gaan teen fucking Anne Hathaway in 'n scene. En Anne Hathaway is fucking goed. Sy was fucking goed in die fliek en sy is oor die algemeen goeie actress. En dan in contrast die man like baie not as great. Tom Holland nou. Maar dan sê ek ook soos vir sy rol, it kind of made sense. Hy soos hierdie jong entitled fucking kind wat nou jy weet Hana en probeer fucking oorneem, maar hy weet nie wat die fuck hy doen nie, what, you know.
dit maak sin. So ek defend sy rol bietjie, waar ek soos, ja, dit voel nie of hy so great doen in die fliek nie, maar dan sê ek ook soos, that's kind of what the role wants from him. Wat party van die karakters toe my net geïrriteer het, en ek dink dit is omdat dit saamgeloop het, so die casting vat 'n backseat, maar omdat, so die volgende, die dialect. Ja, okay, dit het my gepla. I'll concede that one. Ek moet sê, die American English was nie so bad soos wat ek verwag het nie, maar dit het my gepla. I don't know why he did that. Ja, it is rough. Nee, weer eens, dit is net... Dit het my bietjie uitgehaal hierdaar. Soos, jy weet, en weer eens, as dit is vir fucking die jeug of wat ook al, dit is regtig, ons het ons gesê, wat, dis die RP English, maar dis basies wat hulle hoofsaaklik partykeer hierdie tipe goed gebruik. Maar kom ek sê net vir jou so, daar's op 'n tyd daai gedeelte dan approach hulle 'n ou, dan sê hulle soos we are Greeks from Ithaca, en dan verstaan die ou nie, dan verstaan die Greeks from Ithaca nie die ou wat Grieks met hulle praat nie. Soos dit was net soos okay. Ja. Dan kom jy nou met 'n paar besluit. Nommer 1, die Troy Siege was jat. Hoekom? Jy kyk na jy kyk na die mure en dan is jy soos, het julle regtig gesukkel. Jy weet, die skuiling was weer. Eers skielik is dit klip en mortar wat net ontplof en in vuur en val, dus ek soos, hoe brand dit? Soos ek soos, wow, julle het nie enige siege weapons nie, julle het fokol. Wat het julle gedoen? Het julle klip net aan die brand gesteek? Ek verstaan nie wat die fok hier aangaan nie. Klein goed soos dit, jy weet, daar's ontploffings en goed, waar die fok kom hierdie vandaan? The city's burning, cool, maar fucking hoe? Jy weet, dis sulke klein goed, maar jy weet, dan so 'n shot, daar's 'n shot van Odysseus, dan soos 'n moerse tower comes crumbling down, soos van vlamme en goed, dan soos, wat's al binne? Jy weet, want ek sien nie die hout nie. En anyway, dan, as ons nou by die storie kom, en hoe die storie gevoel het, en hierdie is 'n probleem wat ek gehad het, met, wat se naam, of hy het dit goed reg gekry, en ek dink dit was geskik vir daardie movie. Oppenheimer was 3 ure lank, maar dit het die hele tyd vir my gevoel, asof, dis fucking urgent, soos als hoe dit gekat is, hoe dit gesny is, dan jump het hiernatoe, en als voel baie gejaag, want obviously, it's a race to the solution, en hulle wil dit eers te kry. Dit het ek gedeed. Urgency, ja. Toe het Nolan dit reg gekry, om per ongeluk daai ook nou oor te dra aan The Odyssey, en dit het in die begin van die movie so bietjie so gevoel, en dan toe raak dit beter, jy weet, toe dit nou net fokus op Odysseus, maar toe dit so rondspring en goed, dan sit soos, als voel so fucking gerush, en dit moet nou, en dan sê ek soos, nee, daar is nie regtig haastigheid nie, daar is nie, jy weet, dit hoef nie so te wees nie, vat jou tyd, en die tone van dit was net baie gejaag, dit is net 'n baie weird gevoel wat ek gekry het. Ek het dit nie gevoel nie. Ek gaan eerlik, dit het nie van my geras gevoel nie. Dit was in die begin so vir my gewees, kom ons sê die eerste uur, en toe set hulle dit nou 'n bietjie in, want toe fucking vertel hy nou eintlik net, toe begin die storie nou net eintlik aan die gang kom. Sorry, laat ek net daar praat. Ek dink die enigste rede hoekom dalk vir my so sou voel in die eerste uur of so is want daar was bietjie meer setup, wat soos nie net die journey was nie, daar was ook 'n baie flashbacks van soos Odysseus wat hand en soos baie stories wat hulle vertel en en met konteks gee en ek verstaan dit heeltemal. Ja. Maar dit is al waar ek sou sê dalk is 'n bietjie gerush want daar was heel wat setup, maar dan van die second and third act het hulle tyd. Die third act veral. Die third act ek sê sorry, third act was die beste deel waar Odysseus nou finally fucking terug is en hy fucking hulle vat hulle tyd met die reveal en wat. Ja, soos dit nie onmiddellik gebeur en ek het dit ook waardeer, jy weet, daar was bietjie wat net vir my nou as jy by die karakter self kom, hy voel amper en dis die probleem, so dit laat hom amper meer deur die kak net lyk, soos jy weet, it's more like Odysseus is along for his own ride. Jy weet, soos, hy vat 'n backseat in sy eie storie. Byvoorbeeld, omdat Nolan
ja, ek weet nie hoe die vertaling van Emily Wilson lees nie, want ek weet daar was nou 'n bietjie baie meer modern themes en allerlei goedjies in. Maar hy's 'n baie arrogante ou. As jy Troy, die ou movie gaan kyk en hulle het dit goed vasgevang. Ek het sy naam weer geweet. Wie het Boromir gespeel? Die Hulk. Nee, Boromir gespeel. Ja, ek kan nie onthou nie. Come on man. Sean Bean. Sean Bean, dankie. Ou Ned Is dit Sean Starkie. Bean? Sean Bean speel Odysseus in Troy. Love it. Tactician, hy's arrogant, hy oortuig vir Achilles om te kom, jy weet, soos sy hele benadering. En toe sê ek soos, dis wat ek wou hê in hierdie movie. Dit voel amper, en jy weet, Odysseus, en dit maak sin, maar jy weet, hy was toe amper klaar op sy journey van self-discovery, is hy regtig so arrogant, en maar die probleem is, dit was so total disconnect. Daai gedeelte wat hy omdraai, en hy vir die Cyclops kyk, en die Cyclops in die oog skiet. Hoekom doen hy dit? Ek kan vir jou sê hoekom hy dit doen, want hy's arrogant, hy's fucking, jy weet, dis wie hy is, hy's hierdie tactical, hy's vol hoogmoed en alles, en dan doen hy dit, want hy is soos 'n fuck you type, 'n middelvinger, die want hulle het nou escape. En in die movie is dit soos, dat's almal soos, hoe the fuck het jy dit gedoen? Julle was besig om te ontsnap, jy weet, en dan draai om en dan doen hy dit, en dan's Polymeces eintlik fucking ontsteld, en dan chase hy hulle, dan kak hulle amper, as gevolg van dit. Ja. Soos, what the fuck, is hy stupid? En as So hy voel minder arrogant en meer net fucking stupid. Ja. Ja, wat die fuck doen jy? Hierdie dit het nie gepas by sy karakter in daai nee, oomblik dit het nie. Hierdie great tactician is soos, kom ek fok geals vir ons op. Okay. Ja, net omdat hy fucking sy meer verloor het. Ja. Presies. En dan, jy weet, eintlik wat hulle wys, die besluite wat hy geneem het en die koers van die Odyssey of waar hulle land is baie meer to chance. Obviously, toe is hulle nou 'n bietjie meer gekus want hulle het gehoor hoe bid hy vir Poseidon en hulle maak toe daai aanname. Okay, cool. Omdat hy arrogant is en omdat hulle dit nie uitbeeld in die movie nie, maar toe kies hulle om hierdie scene te hou. Daarso wat hulle verby die whirlpool sail, jy weet, en ook verby die sirens wat hy sê nee, bind my vas. Dis soos, wie die fuck is hierdie ou, dude? Waar is hierdie adventurous fucking Zeri wat arrogant is, jy weet, en toe sit ewe skielik soos, what the fuck doen hierdie ou? Soos, okay, nee, ek sê myself daar nie. Dit het vir my sin gewaak. Dit het my glad nie 'n weird karakter. Dit maak sin met sy karakter. Dit was nie sin met sy karakter se persoonlikheid nie. Sy karakter was die hele tyd soos 'n ernstige pa gewees. Jy weet, dit was nie hierdie ou wat hierdie adventurer is en jy weet hierdie tactician is en so arrogant is nie. Dit was hy was dit glad nie deur die movie gewees nie. In jou opinie, wat sou hy gedoen het based on sy karakter? So hy ook net sy ore toegemaak. Hy sou ook net sy ore toemaak. Ja, 100%. En hy sou sy mans probeer beskerm. Wat sou die rede wees? Wat was sy redenasie hoekom hy wou hoor wat die song is, hy sou die eerste persoon wees wat dan ooit die song hoor en dan oorleef om te kan vertel wat hy gehoor het. En ook, kyk, hy wou sy obviously sy men rating goed, en ek bedoel, om iets soos dit te doen, en dan dink hulle dis, okay, daai ene het mos sy was uitgehaal. So, en in die boek ook, soos wat ek verstaan, hulle gee ook vir hom sekere prophecies en so presies oor wat hy gehoor het in die underworld, maar jy weet, dis meer, maar dit is fine, dis klein vriendjie goed. So, ek dink all in all enjoyable, but I just feel soos die movie was een groot ding ook op 'n tyd, en hulle moes dit bietjie meer beter approach het, maar dit het die hele tyd gevoel soos hulle land by 'n plek, en dan is dit net hulle wat fucking opgefok word en dan hardloop hulle terug. Jy weet, soos ja, ek sê maar 100% af. Daai shot was dieselfde. Elke eiland waar hulle kom is okay, let's get off, want hulle maak kak en mense gaan dood. Ek het dit ook gevoel. Dit het nie soos, maar is dit nie half deel van dit nie? Dit was soos hulle probeer net by die huis kom en oorleef. Ja. Nee, dit is maar adventure. Jy as 'n director moet bewus wees van die feit, okay, en dan kom by hulle by hierdie plek aan en hardloop hulle daartoe en dan word hulle. Maar is dit nie die Odyssey terug in die boek toe nie? Is dit nie net soos die Odyssey? Ja, dis dieselfde met The Lord of the Rings, is eintlik maar net hulle wat stap van punt A tot punt B, maar obviously, fuck it, as jy dit reg direk, dan voel dit nie noodwendig so nie.
as dit vir jou sin maak. Ja, it's the Odyssey, maar dis nie net jy wat Island Hop nie. Dis byvoorbeeld soos One Piece is effectively dan dieselfde, maar nooit een arc is dieselfde nie. Is dieselfde, die benadering moes net anders te gewees het hierso. Ja, ek in defense of the Odyssey, ons vat nou Lord of the Rings en One Piece as 'n voorbeeld. Onthou net die verskil tussen the Odyssey en al twee daai properties is tyd. Like the Odyssey moes jy hierdie in 3 ure doen en dis dalk hoekom dit en dan is terwyl dit op One die Piece ander het jy letterlik arcs en episodes om fucking dan is dit op klaar te die kry en Lord of the Rings is fucking 9 ure, you know. kyk en dan is dit op die ander kritiek is dalk het Nolan te veel op sy bord gehad en ek beloof ek sou nie gekla het as daar part 1 en part 2 was nie, want dis 'n Odyssey, dis 'n lang trek, it checks out. I don't know. I don't think so. Ja, hy het dit goed reg gekry om dit in 'n movie in te condense, maar daar is baie meer source material wat hy kon gebruik en jy weet dan net die tonal ding, soos die mense weer eens dit als voel net baie dreary en net ek weet nie die color palette was dit het my nie geplan nie. Ek voel dit is dreary. Like dit is hy wat net by die huis wil kom en dis letterlik trials and tribulations. Soos ek voel dit moet. Soos byvoorbeeld om dit te compare aan Troy, dis nie dieselfde storie nie. Troy gaan oor the fall of Troy. Dit gaan nie oor ja, maar ek bedoel die color palette ongeaand. Ja, but still, like same. I feel like it makes sense. Like ek voel die color palette en hulle doen dit in baie movies deesdae is net fuck it. Ek dink dis Hollywood gaan deur die millennial fucking grey painting of houses. Het jy al die millennial grey gesien? Alles is grys, alles is tos. Ja, hulle het net 'n manier wat hulle net goed wil grys verf. En presies dieselfde met hierdie. Dit voel net soos dis so unimaginative of my fucking unimaginative. Ja. Ja, maar is dit nie al my issue met dit ook is hierdie is hoeveelste nou. Dis 'n journey. Ek voel elke nou nie alles hoef so te wees nie. As hulle fucking Hades toe gaan, dit moet nie maanskyn en rose wees nie. My Nolan se flicks is almal soos dit. Elke liewe een van sy flicks het hierdie look. Maar dis hoekom ek nie een van sy flicks. Ek dink nie hy was die guy vir hierdie nie. Okay. Ek dink so dis waarop dit neerkom. Ja. Veral. En as jy my vra wie dink ek is die guy, sal ek vir jou sê wel ek dink nie daar is baie goeie directors op die oomblik. Daar is, maar jy weet, daar's nog niemand wat iets soos hierdie kan opsaddle sonder dat hulle dit fucking gaan tos maak nie. Die MCU het 'n klomp fucking, ek weet nie, directors wat oraat is. Maar dit is 'n massive projek. Miskien, wat sou jy sê van Villeneuve? Denis Villeneuve. Ek dink kyk, ek is happy met die fliek, maar that's also like, ek is nie so fucking connected met source material nie, maar ek het dit fucking geniet. Ek het eintlik nie enige spesifieke crazy issues nie. Ek dink die modern English was vir my die weirdste ding. Kyk, 'n movie moet kan aanpas. Dit gaan nie 100% by die source material kan bly nie, want wat byvoorbeeld The Lord of the Rings, as jy 'n regte Lord of the Rings fan is, dan sal jy sê wat hulle met die movies gedoen het is atrocious. Effectively. Maar obviously daar's goed wat hulle moes uitbrei en dit was net fucking van Peter Jackson visionary geweest. Jy weet die battle scenes het niks vet in die boeke nie, want Tolkien wou nie daaroor skryf nie. Jy weet en wat Peter Jackson sekere van die karakters wat hulle self gemaak het. Jy weet as jy gaan die make-up props en goed en hoe hy betrokke was. Ek het dit geloof. Kyk, en Nolan is tot 'n mate dieselfde tipe detail. Ek voel net soos The Odyssey moes nie sy eerste swing at fantasy gewees het nie. It's a big undertaking. Presies, en is 'n moerse tonal shift van sci-fi wat hy altyd doen. Ja, en sci-fi is fine as jy daai tipe color palette, maar hierdie is soos 'n adventure. Dis nie, weet, dit is nog steeds nee, maar okay, maar ek vang jou nou daar. Dit is nie adventure nie. Ek dink is dit nie dis 'n Odyssey, maar dit is trials and soos hy probeer net te gaan oor net hy wat hy so wil. Maar dan wat jy doen is jy die tonal shift gebeur deur die movie. Maak dit vibrant en colorful en so en dan raak dit net al hoe fucking
tosser en meer dreerie en alles, maar dit het nie Griekeland vir my vasgevang nie. Dis wat Dit voel, ek voel, gimmicky. hulle kon dit in enige ander fucking land gevang het. Enige ander land kon hulle hierdie geskiet het. Dit moes nie in Griekeland wees nie. Hulle kon dit in enige fucking ander plek geskiet het. En jy sou nie weet nie. Because Ja, I didn't okay, capture fair enough. what Greece is. En ek bedoel, is dit nie wat jy dan moet doen nie, volk? En dis, Maar- en ek dink... Is dit nie meestal op die boot nie? Soos jy sien nie eintlik baie Griekeland in die fliek nie. Hy was net roekeloos met, jy weet, standing on business met musiek. Okay, chom, maar fuck it. Jy weet, sorry vir my taal, maar daar was regtig 'n paar ander goed wat hy genuinely, dit is nie so erg wat hy moes aandag gee daarin en hy kon dit net doen. Jy weet, en dan sy net soos nee, soos die taal, die dialect, dan is ek soos why dude? Hoekom sê jy Kyk, die dialect is van my grootste een, maar ek dink dit was nie vir hom 'n compromise nie. Dit was nie vir hom 'n compromise nie. Dit was soos 'n baie bewuslike besluit waar hy besluit het soos dis hoe hy dit wil doen. Ek dink dit is ons moet dit nie frame asof hy dit soos net vergeet het daarvan nie. Dit was 'n baie bewuslike besluit. Dit was nie 'n Ja, compromise nie. Dit was dis nie dis die regte woord probleem. vir dit nie. Maar dis die probleem, Dis hy net het 'n besluit, verkeerd gekies. Hy het verkeerd gekies. Want hoe kan jy so spesifiek wees oor een ding wat baie belangrik is en net so 'n ander ding baie belangrik is? Jy sê nee. Kom ons fucking zaddy daddy. Jy weet, fucking Het hy sy redenasie om die hele ding gegee? Like, want Troy was ook so, was dit nie? Was Troy ook nie dieselfde like nee, hulle het daai wat se naam gebruik, daai dialek. iemand het vir my gesê dis soos Troy en Nee, dit is kan nie. ek dit nie eintlik Hy's verkeerd. Ek het received pronunciation is wat hulle gepraat het in Troy. En ons het dit nou die dag weer gekyk en dit maak net 'n moeëse verskil want ek het net vir Courtney gesê 'n paar punte wat ek net wou maak is die klere, jy weet, die set props, al daai goed, dit was baie goed gedoen en dit was vibrant en dit het net gevoel soos Griekeland as waar hierdie movie het net gevoel soos fucking UK in Greece. Jy weet, soos ek fucking weet nie. Dit was net Hoe die armor en stuff vir jou gevoel in die fliek? Soos die Ek's nie costumes. so geplaas daaroor nie. Ek het dit nie geloof nie, maar toe ek my nie te veel geplan nie. Ja, party mense het probleme met dit gehad en dalk's ek bietjie meer erg, but I mean, soos die feit dat met Agamemnon wat hy effectively hom soos 'n Batman gemaak het. Ja. Ek dink nie jy weet, Ek weet nie, het lyk pretty cool vir my. nee, maar, nee. Ja, ek het dit is nie bietjie regtig 'n silly probleem though. gehad nie. Maar dit is dit vir my bietjie silly. Was fun. Dit is en byvoorbeeld soos om dalk nie goed te doen soos te verwys na die Bronze Age terwyl jy in die Bronze Age lewe nie, want as eers latere name wat gegee is vir iets soos dit is baie weird. Ja, ek dink die grootste issue ek dink die skrip is net nie ek weet nie. Ek dink nie almal het baie gehad om mee te werk nie. Ek dink Tom Holland het kry die meeste kak daarvoor want ek dink hy het regtig nie goeie scenes gehad nie. Hy het net nie goeie fucking oomblikke Ja, gehad. hy het nie. Maar Hy dan het- Anne Hathaway gaan waarskynlik 'n fucking Oscar nomination kry vir haar 20 minute in die fliek, want al die scenes wat sy gehad het was pretty fucking good. Soos intense en fucking sterk. Robert Pattinson was baie fucking goed, bro. So Ek kan het nie vir Robert julle eers- Pattinson geloof. Ja, Ja. baby boy, get him. Nee, get him Get the en dan die- shield. Get these beggars out of here. Of hoe sê, is fucking goed, bro. Ja. In Christopher Nolan's historical epic, The Odyssey, the choice to have the cast speak in contemporary English with American accents was a deliberate creative effort to craft an earthy, relatable narrative, relatable for who fucking Americans, rather than relying on the traditional formal movie British dialect often used for ancient periods. Dan Ek sê saam met dit. die nee. nee, ek ook nie. Die autistic Wat bro, soos reasoning, Game of 3 punte. Thrones. Almal So like 3 punt. Nee, maar presies. Nolan explained that he wanted language with an immediate emotional impact rather than an artificial intellectual one. As he noted to the press, I wanted an earthy narrative. To me, it was a no-brainer. Okay, ja, fucking duidelik no-brain.
Rejecting the Queen's Latin convention, Hollywood has long used British accents as a shorthand for antiquity, royalty, or power. However, Nolan noted that the characters were speaking ancient Greek in universe, meaning a British accent is historically no more accurate than an American one. Ja, cool, maar wat sien klink fucking beter? Fucking iemand Ja, wat gaan voel net- rondhardloop met 'n suit. Ja, jy weet soos dit Ja. dit dis 'n baie meer neutrale tipe aksent as hulle die British een gebruik en dan universal humanity by stripping away stylized period dialects. The goal was to make the 3,000-year-old struggles of Homer's characters feel raw, human and immediately accessible to a modern global audience. So jy's fucking verkeerd, bro. So basies wat jy sê enige ander en dis my baie weird dat hy dit sê want as hy eintlik gaan kyk hoe baie mense van movies hou met jy weet meer die Britse aksente en nee, dit is belaglik, dis dom. Dis baie meer immersion breaking. Dis weird, die man is British, nee. Hy is self hy? is British, so ek verstaan nie hoekom hy Ek dink net hy wou self te het veel 'n goed Britse probeer. aksent. Ek dink hy wou net te veel anders te wees en hy wou soos die mold breek van wat dit is om so 'n movie te maak en party van die goed is net it's been tried and tested en hy moet dit net hou. Maar all in all as jy dit maar 'n score moet gee, hoeveel sal jy dit score uit 10 uit? Okay, well, that leads up to it. So ek wou actually vir vra. So jy was nou dalk nie, jy was nie in love met die fliek nie, maar jy sal saamstem dat dit is nog steeds baie beter as soos majority fucking flieks oor die algemeen. Ek sal 100% want obviously die fucking as jy so 'n budget het en jy het 'n director wat eintlik omgee oor practical effects en nie soos hierdie fucking MCU slop wat ons deesdae kry wat met die VFX soos effects is soos die budget, die mense is net tos wat dit doen. Jy weet en dis net duidelik. Dit vat tyd en is moeilik en hulle wil net hulle wil net hierdie movies uitchurn. Kom ek sê vir jou so, ek dink as ek dit dalk weer kyk en ek het dit nou gesien, jy weet en nou moes ek 'n digest en ek dink as ek nou weer kyk sal ek dit meer geniet. Okay. Maar ek sal dit 'n 8 gee. Soos ek sien onbillik nie. Okay, Ek gaan nie self. sê dis dis soos 'n 6 of iets nie. Maar jy weet daai is Dis waar die goed wat ek my ook is, ek sou ook by irriteer het. Maar ek dink as ek dit weer kyk, sal ek baie meer ontvanklik wees vir dit en nou weet ek die goed wat my gaan irriteer. So jy's meer geprep vir dit. Ja, Waar sou jy hierdie sit met jou soos met sy filmography? Soos dink jy vind jy ook nogals van meeste van sy flieks, so waar sou jy dit sit by sy flieks? by sy flieks. Spesifiek sy flieks, ja. Yes, ons gaan 'n hele lys moet kry. So ek sal vir jou gou 'n paar hierson hoef. Okay, so Ek weet dit was dis die Batman trilogy, Interstellar, Inception, Tenet, wat's er nog? The Prestige, het jy al Memento gekyk? Memento is baie Nee. goed. Dunkirk, Tenet was onlangs, dit was 2020. Ja, The Prestige. Kom ek sê net so, daai movies, omdat ek nog nie alsal Follow gekyk me. nie, ek gaan vir jou sê hierdie movie val in sy bottom half, maar hy Okay. maak goeie movies en dis nie 'n slegte ding nie. Dink jy iets soos Inception is beter byvoorbeeld? As jy Ja, dis 'n ander, maar dis ook 'n ander genre, so dis moeilik. Ja, So maar daar's fine, nie regtig like iets- jou Jy experience, weet, based on nou, your experience. Ja, ek hou meer van fantasy traditionally as sci-fi, behalwe Nolan doen sci-fi so fucking goed. Stop. I agree with that. Yes. Maar probably bottom half. Ek sal bo The Prestige, Memento, maar onder sy sci-fi goed, miskien bo Batman Begins Okay. en Begins Begin. en ook wat sê The Dark Knight Rises. Ek sal dit bo dit Okay. sit. Ja. Batman Begins is vir my Loki 'n sleeper hit van hom. Sleeper Ek It, dink- nee, ek weet dis jou Ek opinie. dink dis altyd as ek weer kyk as ek so ja, is beter as wat ek gedink het. Okay, ek think I would probably agree. The Dark Knight bly my En weet jy favorite. hoekom? Ek weet nie wat was die probleem gewees.
Want net voor dit, die dag net voor dit, weet jy wat se movie het ek gekyk wat net vir my dit was die beste cinema wat ek in sulke lang ruk gehad het en is net omdat fuck it bro, lighting was goed, acting was befok, storyline was goed. Jy weet die character analysis is obviously Obsession. Ja. Maar ons het 'n oor Obsession gepraat. Ja, het ons oor dit gepraat? Ja, ons het dis ons hele episode laas week. Ek kan net seker maak ons het. Nee, ek onthou, I remember we touched on it. Ons het ook aan die Odyssey geraak, maar dit is ook net soos, maar as ek net kan jy weet dan kyk ek 'n movie soos Obsession en dit is net fuck, dit was goed. Fuck dit maar weet jy wat Courtney het vir my gesê en dit gaan maar oor ervaring en dit is 'n subjektiewe ding, jy weet, soos fucking, jy weet, almal het mos maar 'n asshole. Soos opinies, klassiek. Maar kan ek vir jou vra, hoe het jy Obsession gekyk? Het jy gehoor daar's baie hype en toe gaan kyk het of was dit net ek het dit nooit in die movies gaan kyk nie. Ek het geweet ek het gehoor oor die hype, ek het dit gevolg en ek soos cool, dis ek soos right, kom ons wag vir digital. En ek weet Courtney wou dit ook kyk. En toe is ek soos cool, ons wag en toe het ons dit gekyk, ligte af, jy weet, klank lekker hard. Dit was 'n goeie viewing experience self by die huis en ek wonder hoe gaan die Odyssey translate vir mense wat dit by die huis gaan kyk. Ek dink dit sou dit afvat waarskynlik. Okay. Ek dink 'n groot deel van Christopher Nolan se flieks en meeste van die blockbusters is maar net dit doen soveel beter in IMAX. Like 'n groot deel van die heavy. As 'n movie gemaak word om gekyk te word op 'n sekere manier, I agree. Want blijkbaar die aspect ratio van die TV weergawe van die Odyssey gaan atrocious wees. Soos hulle gaan so baie uitsny want die film is so groot dat hulle moet so baie kak uitsny. So as jy dit buite IMAX kyk, gaan dit ek weet nie hoe dit gaan lyk nie, maar dit klink of dit nogals tot. Dalk sal hulle probeer bietjie aanpas of so 'n bietjie condense. Maar all in all, jy weet, cinema is back baby tot 'n mate. Net in daai sin, maar hy is die grootste director in Hollywood. Hy is die grootste director op die oomblik. Like fucking Steven Spielberg het laas maand 'n fliek uitgebring. Ek het dit al gemis, maar ek het ook nie amazing goed gehoor en party mense het geloof. Ja, maar Spielberg is nou al 'n rukkie in decline. Hoe lang rukkie? Hy het onlangs wat was sy goeie movie? Wat het hy laas iets van dit gaan oor sy lewe. Hy het soos 'n fliek gemaak oor sy lewe onlangs. Maar dit was 'n very like nie low budget nie, maar baie soos chilled fliek. Dit was 'n baie goeie fliek, maar is nie soos 'n blockbuster nie, as ek dit so kan sê. Kom ons kyk hoe like Steven Spielberg se kokkies. Ja bro, hy en Denis doen baie goed. Doen 3 kom einde van die jaar uit. Denis is definitief in die top 3 op die oomblik. Ja, fuck. Jessie bro. Maar Steven Spielberg het fucking The Fabelmans was sy was 'n fliek in 2022 wat blijkbaar baie goed was. Maar dit is very chilled movie. Ek dink hy is soos die tensie. Martin Scorsese is nogals consistent nog. Ja, met sy crime noir. Ja, dude, hy doen net wat hy wil doen. Dis al. Quentin Tarantino het lanklaas 'n fliek uitgebring. En blijkbaar is sy volgende fliek, sy laaste fliek, so kom dit so lank vat. Ja, hoeveel wil hy maak? 9 mos. Sou dit nie die filmkritiek wees nie? Maar dis cancel hy dit, ja. Ja, so ek neem aan hy is nogals ernstig oor die laaste fliek ding, want hy was nie happy met die fliek nie, dus hy so gaan dit nie dan release nie. Ja, boykie. Ek kon sê pretty much die einde hierso. Ja, ek dink nie ons het veel meer lekker, vandag was nie so lekker chatty topics en jokies nie, meer series, jy weet, ons is nou meer serious. Ons skryf oor flieks, dis goed, die serious kak. Ja. Ja, nee, maar ek dink dit was die groot volgende week praat ons bietjie oor Spider-Man, so ek weet nie, ons kan ons bietjie daar. So all in all, jy het gesê soos 'n 7 vir Spider-Man. Of wat het jy gesê vir Spider-Man? 7,5.
7,5. Okay. Alweer, ek en Marik gaan dit die week gaan kyk. Ek sal forceer en then we could chat about it next week. Vir al die moms daar buite, jy weet, dankie dat julle ingecheck het. Moms, mense met opinie. Dis ons fan base naam. JP, is die moms. Zijn ook die MMO's, maar ek shuffle het om die moms te wees. Die moms. Okay, fuck. Die moms out there. Alweer, julle fucking bad mommies. Hoop julle het hierdie episode geniet met mense met opinies. Ja, check ons uit op al ons social media goedjies. Ons het Instagram, ons het miskien TikTok. As daar enige video's daar is, gaan kyk dit. Dis basically hierdie podcast, maar net in shorter form. So dit gaan van julle baie happy maak. Like en subscribe asseblief. Ons moet probeer ietsie uitkry. So subscription sal nice wees, asseblief tog. Nog iets, Sandwich? Nee, dat is van my kant af nou. Ons kort ietsie om te sê op die einde. Stay short, kings. Daar is 'n baie spesifieke demographic. Dis vir al my... Ons vir vandag is dit stay short, kings. Fucking drive safe, stuur groete vir jou ouers. Totsiens. Ja, mag jou widow's peak stop.